Ons sing dit as woorde, maar ons bedoel dit nou uit ons hart uit. I surrender all. Here, ek gee alles wat ek het vir U. Ek wil net vir U lewe, vir die doel wat U met my het hier op aarde. Heilige Gees, kom openbaar U self aan ons. Kom gee ons U vrede. Kom gee vir ons, Here, U duidelikheid. En word 'n nuwe werklikheid in ons harte, Vader, Seun en Heilige Gees. In Jesus naam, amen. Ek wil miskien, nou voor ek begin, kom ek vra net, Riek, wil jy nie vir ons vertel net wat gister in jou lewe gebeur het nie? As jy vorentoe kom, ek gou net, kan iemand net die mikrofoon vir my in die gang sit? Gert, is hier 'n mikrofoon wat lewendig is? Kyk net of hierdie ene werk. Riek hou net na my om mond toe. Riek, sê, het my nou vertel net wat gisteroggend hier gebeur het in sy lewe. So sê maar net in kort, so 'n bietjie iets wat die Here vir jou gedoen het. Ek is nou al 8 jaar wat ek my rug op die Here gedraai het, heeltemal. Ek is geordeinde pastoor vir 7 jaar voor dit, en ek is al 30 jaar ambagsman, en ek kom uit 'n Christelike huis, my moeder het my en ek nou 'n Christelike kerk goed gemaak. Maar na ek geskei is en na ek my werk verloor het, my vrou het my wegjaag met alles wat het in die huis is, en my net wegjaag op straat, dat ek op straat beland het. Toe het ek heeltemal die Here gevloek en hom weggeloop vanaf. En gister toe ek in die kerk sit, sê ek van Here, as U vir my vandag een my bewys, sal ek terugkeer na U toe. En die pastoor die dominee se preek het gister tot my die Here het aan my deur geklop. En ek het gister my hart weer vir die Here gegee en teruggedraai na die Here toe en myself weer vir die Here gegee. En soos gesien, soos ek hier lyk, baie mense het op my gesê, ek lyk of ek al 3 keer dood is. Om eerlik met julle te wees, ek was al 3 keer amper vermoor. My vrou het my probeer vergiftig. Sy het 'n sluipmoordaanval op my gereël. Ek is by Oranje gewees nou vir 'n jaar, waar ek letterlik elke dag geveg het om te lewe. Dit was 'n veg om die lewe om daar te wees, waar ek 3 keer sonder werk gesit het, waar die maatskappy net dood en gesê, daar is nie veel werk nie, wat ek 'n maand lank nie weet waar gaan my kos vandaan kom nie. En ek sê vir Here al die dank en eer, dat hy my beskerm het tot vandag toe, al het ek my rug op hom gedraai en het ek hom glad nie geken nie. Ek wil nie vir u sê wie het ek gaan bid nie en wie was waarheen ek gedraai het nie. Maar ek weet net, as dit nie was vir die Here gister wat my weer sy hand na my toe uitgereik het en my uitgereik het nie, was dit nie lank of ek het heeltemal miskien gesterf. Want hier waar ek staan, was ek kan ek weet ek, was ek op die verkeerde pad. En ek sê vir Here net al die lof en al die dank. Riek, ons eer die Here getuienis en ons dank die Here dat hy leef, dat hy regtig gebede verhoor, dat hy sondaars lief het. Ons almal moes by ons sonde uitkom voor ons vir Jesus nodig gehad het. Maar as jy na sy storie luister, dan hoor jy dat die Here hom nie gelos het nie. Die feit dat jy gister hier was in die kerk, is die Here wat jou gestuur het. Dis hy wat jou hier ontmoet het. Dis hy wat nou saam met jou vorentoe stap. Bly nou gehoorsaam aan hom. Dank die Here vir 'n ma wat die Here ken en dien. En wat vrou, jy het seker baie vir jou seun gebid, het jy nie? En nou sien jy God het verhoor. Al het dit hoe lank gevat, né? Nou moet julle twee saam die Here se pad stap en ek glo daar wag 'n nuwe toekoms ook vir julle. Die Here gaan nou dinge kom nuut maak en verander. Prys die Here daarvoor. Hy het gesê hy wil 'n pastoor of 'n dominee geword het in die beginjare voor hy weggedwaal het van die Here. Sê ek van maar weet jy is nou 'n dominee, jy is nou 'n pastoor. Almal wat hier is pastore, is dominees. Want julle is geroep as getuies wat vir mense moet vertel wat die Here vir julle gedoen het. Ek onthou, is dit Edsel Wousou wat hy het 'n groot gemeente gehad. En dat hy met hulle gepraat elke Sondag oor hulle moet getuig vir die Here. Hulle moet nie skaam wees vir hom nie.
Hulle moet vir mense vertel van wat die Here vir hulle doen. En toe kom hy agter, maar die mense doen dit nie. En hy vir hulle begin vra, te sê, ja, maar ons is nie dominees nie, dis die dominee se werk om te getuig en vir mense van die Here te vertel. Hy volgende Sondag laat hy al die mense opstaan. Hy lees die bevestigingsformulier vir die bevestiging van leraars. Lees hy. En hy begin en hy sê, antwoord nou op hierdie, en hy vat die hele kerk en almal sê ja. Hy sê, hiermee verklaar ek, dat elkeen wat nou ja gesê het, in die oë van die Here, amptelik bevestig is as leraar van hierdie gemeente. En daar's almal van hulle is nou leraars, en toe sê hy vir hulle, nou het niemand meer 'n verskoning nie, julle is leraars, julle is bevestig, nou moet julle gaan getuig. Nou moet julle die werk van 'n dominee gaan doen. Want baie keer het ons 'n idee, ag, ek is nie 'n dominee nie, ek is nie geleerd nie, ek is nie so, ek is nie so. En die Here het vandag vir jou kom sê, soos vir Riek, jy sal my getuie wees. Jy hoef nie altyd voor mense te getuig nie, jy kan daar alleen by iemand sit, vertel van wat die Here vir jou gedoen het. Goed, ek het gesê dat ons besef daardie wonderlike profesie in Esegiel 47 wil nuwe lewe vir ons bring, wil herlewing vir ons bring. Soos wat ons nou hier gehoor het, die Here kan dinge kom nuut maak, hy kan ons kom verander, hy kan ons uit die put van sonde uittrek, hy kan ons verlos van sonde, hy kan deur sy gees vir ons nuut maak. En daarom het Jesus gesê voor sy weggaan, in Johannes 16 vers 7, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Eintlik gaan hier 'n nuwe bedeling kom, wat vir julle baie beter is. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Kom ons gee net dat julle dit ook kan sien, die teks. Ek moet net sien hoe kom hy ingaan nie. Ek lees vir julle, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, hemel toe gaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar, as ek gaan, soos wat hy hemel toe gegaan het, sal ek hom na julle toe stuur. Hierdie voorspraak, in ander vertalings praat van parakletos, die oorspronklike Griekse woord, ander gebruik die woord helper. So, as ek weggaan, dan kom die helper. Dan gaan die nuwe bedeling kom, die bedeling van die Heilige Gees. En nou, wat leer ons oor die Heilige Gees? Daar's 'n paar beelde. Nou, hier sien jy die eerste ene is die beeld van die wind. Kan julle vir my nog 'n beeld noem wat die Bybel praat, 'n beeld van die Heilige Gees? Die duif? Vuur? Goed, kom ons kyk. Wind. Daar het iets baie besonders gebeur in Handelinge 2 toe die Heilige Gees uitgestort is. Nou hulle kruip weg, hulle maak die deure en die vensters toe, hulle is bang. Want hulle leier is gevange geneem en doodgemaak, Jesus. En nou, skielik is hier 'n wind wat begin waai in die gebou. Hier's 'n verskriklike trek, 'n snaakse stormwind. En in daai oomblikke wat gebeur, is wat Jesus voorspel het. Kort van tevore het hy vir hulle gesê, vrede vir julle. En toe blaas hy oor hulle en hy sê, ontvang my Heilige Gees. Staan in Johannes 20 vers 22. Toe blaas hy oor hulle. En hy sê, ontvang my Gees. Met ander woorde, dis asof Jesus sê, dis ek wat nou in julle inkom. Die Heilige Gees wat in julle inkom, is nie 'n vreemde gees nie. Dis ek, dis die Vader, dis ons, dis God self in jou. Toe daai stormwind begin waai, toe weet hulle, dis Jesus wat van die troon af blaas
en sê, ontvang die Heilige Gees. So, wat is hoekom word van die Gees as van 'n wind gepraat? Want, as jy so teen jou hand asemhaal, dan voel jy, dit is jou asem wat uitkom. Jy kan dit nie sien nie, maar jy kan dit voel. En daarom is hierdie God se asem wat nou in hulle harte inkom, in hulle liggame inkom, hulle lewens oorvat. Wind, het die Bybel ook gesê, julle sien nie die wind nie, maar julle sien hoe die takke roer en die blare trek. Julle sien die beweging, julle sien die reaksie van die wind. Julle kan nie die Gees sien nie, maar julle gaan sy uitwerking sien in julle lewe. Julle gaan ervaar hoe hy deur julle werk. Hy's 'n werklikheid. Jy kan hom nie sien nie, maar toe daai wind van God begin waai in die bovertrek, het hulle lewens dramaties verander. Ek weet hoe kragtig wind kan wees. Sien baie keer op die nuus, né, hoe dat huise en takke en bome deur wind weggewaai en gebreek word. Ek sal nooit vergeet nie, ek het een keer 'n kinderkamp daar in Leonardville gehou. En op die Martens se plaas. En ons praat die middag, praat ons met die kinders. Dis 'n groot klomp kinders wat saamgekom het daar in Leonardville se strik. En daar kom uit die bloute uit 'n wind, 'n stormwind. Wat daar was nie wind vooraf nie. Skielik is dit net, ons hoor net en dan gaan die hele dak. En ver is hierdie dak soos 'n papier opgerol, lê in die veld. Daai dag het ek geskrik om te besef die mag van wind. So as die Bybel die Heilige Gees tipeer met 'n wind, dan is dit iets te demonstreer van God se almag en sy krag en sy onsigbare werking. Dat jy hom nie kan sien en 'n foto van hom neem soos daai ou vir my gewys het nie, maar dat ons weet, die Bybel sê, hy's 'n onsigbare persoon wat kragtige dinge kan doen. Die ander beeld is die van vuur. In Lukas 3 vers 16 lees ons, Johannes sal kom en hy doop julle met water. Johannes die doper. Maar as Jesus kom, sal hy julle doop met die Heilige Gees en vuur. Wat gebeur op Pinksterdag? Ons lees in Handelinge 2 vers 3, daar kom uit die hemel uit vuurvlamme. Op hulle koppe word hulle gedoop. En hulle lewe kry nuwe lig. Hulle het 'n ervaring van God se liefde, hierdie gloed van sy teenwoordigheid. En hulle word aan die brand gesteek, sodat hier nou 'n veldbrand begin brand, hierso in daai bovertrek. So, as die Bybel sê die Heilige Gees is vuur, dan sê dit vir ons iets van, hy bring lig. Hy verdryf die duisternis. Dis, soos ek vir julle verduidelik het, 'n lampie, dis die vuur wat hulle geken het, die lig. Jy steek 'n kers op, jy steek jou lampie op, hier's 'n vlammetjie wat jy in die huis rondvat om te sien. Jy het nie 'n flitslig of ander lig nie. So, die Heilige Gees is die een wat vir jou lig bring, wat dit vir jou sig laat sien waar jy moet gaan en wat jy moet doen. Die Heilige Gees se lig is soos 'n veldbrand, het ek gesê. Baie boere weet, dis die ergste ding wat kan kom, as die wind waai en jou landerye is aan die vuur, dan hardloop daai vuur en hy versprei en hy hardloop die wêreld vol. Dis wat gebeur het in Jerusalem. Toe die Heilige Gees hierdie werkers aan die brand steek, hierdie getuies, hierdie disippels van Jesus aan die brand steek, toe begin daai vuur hardloop van Jerusalem na Judea, na Samaria, na die uiteindes van die aarde. 'n geweldige stroom van die kragtige werking van die Gees. So, wat leer ons van die Gees? Die Gees bring nuwe lewe, hy bring nuwe warmte, hy bring die lekker vuur, die liefde, die warmte bring die Gees. Die Gees reik uit na ander, hy spring na verder, na die volgende ene. Die 120 word 3000, die 3000 word 5000 sê Handelinge, en naderhand ontelbaar. So is hierdie Gees van God begin werk. Ek sal
nog verduidelik oor wat in Efese gebeur het, toe Paulus daar by daai gelowiges kom, toe vra hy vir hulle, is julle vervul met die Heilige Gees toe julle Christene geword het? Ons weet nie van die Heilige Gees nie. Hoe het Paulus geweet om vir hulle te vra of hulle vervul is met die Heilige Gees? Want hy vind uit, hulle is vir 3 jaar lang as 'n huisgroep by mekaar, klein groep, en hulle is nog steeds 12. Dis die Gees kort. Want waar die Gees kom, is jy vandag 12, môre 13, oormôre 15. Dis hoe die Gees werk. Hy is soos 'n veldbrand. Hy wil nie dit vir homself hou nie. Hy wil vir iemand vertel wat die Here vir my gedoen het. Sy liefde dring my dat ek begin omgee vir mense wat nie die Here ken nie. Daarom 'n vuur. As hierdie baie mense, wanneer die Gees hulle lewe kom vervul, dan sê hulle ervaar 'n warmte. Anders sê hulle ervaar net 'n nuwe liefde. Dat hulle nou mense wil vergewe, dat hulle na oor mense bekommerd raak wat nie gered is nie, dat hulle nou bereid is om op te offer vir ander, dat hulle na ander uitreik en meer oor ander besorg is as oor hulle self. Dis wat die Gees kom doen. Dis die Heilige Gees wat in die Bybel vir ons van leer. Ons het gelees uit Jesaja 47 vanmôre gepraat oor die Gees wat water is. Dat die water, daar in Jesaja 44 vers 3 word dit ook verduidelik, dat hy sê, en ek sal in die woestyn nuwe water bring, en kyk, alles gaan nuut word, ek gaan my Gees stuur, en my Gees gaan alles nuut maak. So die water wat uit die Esegiel, uit die troon uitloop, is die Gees van God wat begin werk. Gaan lees in Openbaring ook aan die einde van die brief. Dan praat hy van die hemel as die plek waar die water, waar die Gees van God is. En waar hierdie waterstroom vloei. Dis wat God se Gees kom doen. Die dors in my hart, die kom vervul hy. Hierdie soeke in my hart, kom bevredig hy, soos iemand wat dors is. Daarom Jesus gesê in Johannes 7, as iemand dors het, laat hom na my toe kom, en ek sal vir hom die water van die lewe gee, en dit sal in hom word 'n fontein wat oorloop. Dis die Heilige Gees. Hy kom bevredig jou. Die wêreld kan jou nie bevredig nie. Ons het vanmôre ook hier gehoor. Maar die Gees kom bevredig jou. Dis wat Jesus vir daai vrou gesê het by die put van Samaria. Sy slaap rond by verskillende mans. Sy's 'n onsedelike vrou. Maar hy sê van jy gaan by hierdie mans nooit die liefde en die vrede kry wat blywend is nie. Maar ek sal vir jou die water van die lewe gee en jy sal nooit weer dors na hierdie liefde nie. Want God se liefde sal by jou bly vir altyd. Dis wat die Gees kom doen. Hy kom vul jou. En hy maak jou 'n fontein wat oorloop. Daarom, hoe weet jy iemand is vervul met die Heilige Gees? Jy gaan sien, hy lewe nie meer selfsugtig vir homself nie. Hy begin omgee vir ander. Hy begin uitreik na ander. Hy begin praat met ander. Hy wil die water van die lewe ook vir ander gee. Hy's 'n fontein. Ek net maar gaan kyk wat maak water. As hierdie water in die woestyn loop, dan staan daar, hierdie water het geword. Het gemaak dat die van ons woestyn begin 'n tuin word. Met vrugtebome wat 12 maal 'n jaar elke dag vrugte het. Blare daarvan bring genesing. Hier is 'n wonderwerking, want hierdie water, die Gees, bring nuwe dinge wat jy nooit gehad het in jou lewe nie. Daarom sê Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Heilige Gees, as die Heilige Gees jou vervul, kom hier nuwe dinge in jou lewe wat jy nooit gehad het nie. Jy het nou 'n liefde vir ander. Jy het 'n vrede te midde van moeilike omstandighede. Jy het 'n blydskap. Nie omdat jy iets gewen het of gekry het nie, maar dis die blydskap van die Here wat jou dra deur omstandighede. Jy's vriendelikheid. Jy wonder nie of hierdie ou kwaad is vir jou en of hy nors of ongeskik is nie. Jy sien die liefde van die Here in hom. Hy's 'n vriendelike mens. Die Gees van die Here maak dat jy goedhartig is, dat jy nederig is, dat jy geduld het, dat jy lankmoedig is, dat jy selfbeheersing het. Dis die persoonseienskappe, dis wat die Gees kom doen. Hy maak nie vir jou funny en weird nie, hy maak vir jou Jesus se beeld.
Jesus se persoonseienskappe. Jy word 'n Christen wat reg lewe en 'n voorbeeld is vir ander om na te volg. Dis die Heilige Gees, dis wat God doen, dis wat die Bybel ons leer. En daarom kom gee hy ook vir ons sy gawes. Ons weet nie hoe om te getuig nie, maar hy kom gee vir my daardie geskenke, sodat ek vir iemand kan help met goddelike woorde en werkinge en kragtige dade. Die Heilige Gees word ook genoem, dit het julle nie genoem nie, olie. Ons weet dat een van die belangrikste dinge in die tempel was die altaar, maar ook die kandelaar. En natuurlik die wierookbak en altaar. Die lofprysing, die wierook, aan mekaar God te loof en te prys soos daardie geur opstyg. Die altaar, die versoening vir ons sonde, maar dan ook die lig, die Heilige Gees. Jy sien, hierdie aanbidding van die God die Vader, die altaar van Jesus, die kandelaar met sy 7 arms en die lig van die Heilige Gees. Dis die simbool, dis wat die Gees kom doen. Dis die drie eenheid in die hart van die tempel. In God se teenwoordigheid is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hierdie kandelaar is ligvlamme wat aan die brand gesteek word. Daarom as iemand gesalf, hierdie kandelaar moes gevul wees met olie, sodat die put van daardie elke houertjie dan met die olie sou brand. So die Heilige Gees bring daai vlam in jou lewe. En die Heilige Gees is ook, in die skrif gaan kyk maar, hoe is iemand gewy as 'n priester? Hy's gesalf. Daar's 'n voorskrif met water of met olie. Jesus is met water gesalf vir sy bediening wat begin het met 3 jaar daarna, by sy doop. Die olie was die simbool gewees van salwing, van toerusting, van bekragtiging, van erkenning dat jy nou in 'n nuwe ampt staan, in 'n nuwe taak, in jou roeping is jy nou vasgemaak by God, jy's afgesonder, jy's geheilig, jy's nou toegerus vir hierdie taak wat jy het jouself nie kan doen nie. So jy word nou afgesonder, jy's gesalf, jy's nou my priester, en jy gaan nou voltyds in my diens wees. Jy gaan nou, is elkeen van ons word deur die Heilige Gees as hy jou vervul, dan salf hy jou, en hy sonder jou af nou in sy diens vir sy taak en sy doel met jou, en hy gaan jou toerus. Die Gees is die een wat die olie is, wat jou toerus en jou salf en jou gereed maak vir sy diens en jou roeping. En dan natuurlik die duif het ons gehoor van, by Jesus se doop, dink daar's 'n teksvers fout daarso, dis Johannes 1 vers 32, nie 13 vers 32 nie. Maar goed, jy weet in die begin van Johannes is die verhaal van die doop van Jesus. Ek het vir jou verduidelik, die Vader, my geliefde Seun en die Heilige Gees wat oor hom kom. Die Gees is die een wat jou kom bekragtig. Die Gees het sigbaar gekom om vir Jesus te salf, toe te rus, te bekragtig. Dis wat by sy doop gebeur het. By ander se dope is dit die afwas van sonde. Jesus het nie sonde gehad nie. Maar hy is gesalf om nou daarna met sy bediening te begin. En toe hy gesalf is, toe is die duiwel op hom. Toe het hy daai 40 dae van worsteling en stryd met die bose, en toe begin hy met sy bediening, waarin mense gesond en gered word, en die wonderwerke wat gebeur, en die waarhede wat hy begin leer. Wat is 'n duif? Wel, kom ek sê vir jou, as ek 'n duif moet beskryf, dan sê ek, dis nie 'n valk nie. Dis nie 'n asvoël nie. Dis 'n duif. Sensitief. Kom daar by die waterbak, is die eerste ene wat opvlieg as daar iets roer. Sensitief. Die Heilige Gees is baie sensitief. Hy vlieg maklik op. As jy sonde toelaat of ongehoorsaam is, of hom verstoot. Duif is ook die simbool van heiligheid. Die duif is ook die simbool van sy sagte werking. Nie soos 'n arend nie, maar soos 'n duif, wat saggies neerdaal op Jesus by sy doop, wat in die oggend sing,
Luister 'n bietjie hoe bring hulle die lof van die Here in die oggend. Loof die Here. Halleluja. Luister 'n bietjie hoe sing hulle. En hoe die duif die simbool is van aanbidding en sagtheid en lof. Hy's nie die een wat rondgooi en skud en stamp en stoot nie. Hy's die duif, die sagte, stille werking van die Heilige Gees. Daarom moet jy weet, hy's ook in die Bybel die beeld van die vrede. Dis die voël wat uitgestuur is met die takkie teruggekom het en gesê het, God se toorn het bedaar. Die water het ophou styg. Die water is besig om te sak. Ons gaan nou binnekort land met die ark. Ons gaan lewe. As vrede. Dis wat die Gees kom doen. Baie mense, as hulle bid dat die Gees hulle moet vervul, is dit die teken wat hulle ervaar. Die sagte werking van die Gees en die stilte, net die vrede van God. Dat was in my geval so. Dit was die vrede van God. Ek het net skielik hierdie storm wat in my binneste is, hierdie stryd, onduidelikheid en vrede, het skielik stil geword. En ek het vrede gekry. Die Gees het oorgeneem. Nou, wat doen die Heilige Gees? Wat is sy werking? Gaan kyk maar 'n bietjie hoeveel daar in die skrif staan, die verband wat die Heilige Gees het met die werking om ons te help om te kan bid. Dis die Gees wat vir ons kom intree en vir ons help om te bid. Romeine 8 vers 26 sê, die Gees van God tree vir ons in. As ons wil bid, en ons weet nie hoe om te bid nie, dan kom help hy ons, want hy is intens betrokke in gebed. Gebed is vir hom die belangrikste. En as jy wil bid en jy weet nie hoe nie, vra die Gees, hy sal vir jou kom woorde gee, hy sal vir jou kom help, hy sal jou gedagtes kom lei. En daarom sê hy ook, partykeer weet ons nie eens hoe om te bid nie, dan gaan die Gees vir ons bid, en hy gaan kom oorneem, en hy gaan ons in staat stel om te kan bid. So daarom, as ek nou vir jou kan sê, as jy nie kan bid nie, vra die Gees. Sy vra net nou vir my, moet 'n mens ernstig, is daar iets in die Bybel oor, jy moet die Gees vra? Ja, hy is jou helper, jy moet heeltyd vir hom bid, jy moet heeltyd vir hom vra. Jy moet vir hom vra om vir jou 'n woord te gee om hierdie ou te help. Jy moet vir hom vra om vir jou 'n gawe te gee om hierdie ou wat siek is te bid voor. Jy moet vir hom vra hoe jy nou moet bid, jy moet vir hom vra wat jy moet sê. Jy moet heeltyd bid en praat, dis 'n gemeenskap, dis 'n verhouding. As jy 'n persoonlike verhouding het met iemand en jy praat nie, dan moet jy vir my sê, jy het 'n verhouding. Die Bybel wil vir ons leer, dat die Gees juis gekom het, om vir ons te help met hierdie verhouding, om ons te help om te kan bid, om ons te kan help om te praat. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele het, en ek het nie die liefde van God nie, om ek liewer stil bly, dan maak ek net 'n geraas. Waarvan praat hy? Al sou ek die tale van mense, dis wat ek en jy nou praat. Wat is die engeltaal? Dis spreek in tale. Soos wat die engele 'n taal praat. Kan ek met God praat, en die Gees kan deur my bid, en ek weet nie eens watter woorde, ek ken nie daai taal nie, maar dis die Gees se taal, dis 'n engeltaal. Al sou ek die tale van mense en engele praat, en ek het nie liefde nie, hy sê, dan is ek niks. So moenie wil in tale praat om net mense te beïndruk nie, of om meer heilig te wil lyk, of meer godsdienstig te wil wees nie. Jy mis die liefde, want nou is dit trots en belangrik wees en neersien op ander, dis nie liefde nie. So die belangrike is moenie soos 'n klinkende simbaal net 'n geraas en 'n klomp woorde praat nie. Laat die liefde die kern wees van jou lewe, en die Gees gaan vir jou help om in liefde met mense te praat. Gees gaan jou help om met liefde tot God te praat en te bid. Hy gaan vir jou intree en vir jou help om te bid. Bybel leer ook vir ons dat die Heilige Gees gekom het, nie net om ons te help om te bid nie, maar om ons te help om die skrifte te verstaan. Daai Emmausgangers stap daar en Jesus open hulle oë dat hulle skielik die skrifte verstaan. Die Gees kom maak hulle oë oop. Jesus sê vir hulle, julle verstaan nie nou wat hier aan die gang is nie, maar wanneer die Heilige Gees gekom het, sal julle insien en verstaan.
En is dan, nadat die Gees gekom het, dat hulle nie meer bang is nie, dat hulle weet God is nou met hulle, dat hulle uitwaag en weet die Gees gaan vir hulle gebruik. Daar's nie meer vrees in hulle hart nie, want die Gees is nou by hulle. Die Gees het kom help ons, dat ons die skrifte verstaan. Saulus van Tarsus het gedog, hy doen God se wil. Hy het gedog, hy's binne God se wil, om Christene dood te maak en te vervolg en in die tronk te gooi. Hy behaag God, want die kerkmense klap vir hom hande. En Paulus, jy's vir ons die man. Jy's die man, jy moet vir ons te gaan help. En ons hoor die Christene vlug nou almal hier na Damaskus toe. Hier is ons die skrywe, hier is die dokumente. Jy toegang, jou visum is gereël. Jy kan nou gaan na Sirië toe. Jy kan nou gaan na Damaskus toe. Weg is jy. Ons seën jou. Jy's ons man. Jy's die man. Paulus, jy's so belangrik. Woeps, daar staan hy blind. Here Jesus staan voor hom. Hy sê vir hom, waarom volg jy my? Sê Saulus, ek ken jy nie. Wie is u? Wie is u, Here? Dan kom Ananias na hom toe na 'n tyd, 3 dae. En hy bid vir hom. En daar staan daar skille van sy oë af toe hy vir hom bid om vervul te word met die Heilige Gees. Dis wat Ananias gaan doen het. Hy het gebid dat die Heilige Gees nou die beheer sal oorneem in Paulus se lewe. En daar's 'n nuwe Paulus wat opstaan. Hy wil nie meer Christene vang en doodmaak nie. Hy wil mense wat nie Christene is nie, help om Christene te word. Kan jy sien, die Gees het sy oë oopgemaak. Hy begin die Bybel verstaan. Hy begin Jesus begryp. Hy begin die waarheid insien. Dis waar dwaalleraars verblind is. Hulle sien nie die waarheid nie. Hulle dink hulle is reg. Hulle vervolg, hulle is teen God, maar hulle kom dit nie agter nie. Maar as die Gees jou vervul, dan vat hy oor. En dan haal hy die skille van jou oë af en hy maak jou oë oop en jy begin dit insien. Jesus het vir sy disippels, hier is daai teks, Johannes 16:13 gesê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy vir julle alles verduidelik. Dan sal hy vir julle die skrifte verduidelik. Dan sal hy julle help om die skrifte te verstaan. 2 Timoteus 3:16 sê, die hele Bybel is deur God se Gees geskrywe. Dis die Heilige Gees wat in die skrywer se harte gewerk het en hulle gedagtes in besit geneem het, vir hulle gelei het. Daarom staan daar, is die Bybel deur God ingeasem. Hulle is deur die Gees geskrywe. Ja, die Heilige Gees het die Bybelskrywers geïnspireer om te skryf. Vir hulle die woorde gegee van God. En daarom staan daar dat die Heilige Gees het vir hulle die skrywers toegerus om die woorde van God neer te skryf. Dis wat die Heilige Gees kom doen. Die Heilige Gees kom nie om van die goeders aan te vang nie. Hy kom help jou om die Bybel te verstaan, om te bid, om uit te reik en te getuig vir die Here te werk en 'n Christen te wees in sy krag. Nou verstaan ek dat dit God se woord is. Dis nie sommer woorde nie. Dis wat God vir my sê. Jy's vergewe. Jou sondes is vergewe. Dis verby. Moenie omkyk nie. Slaan jou hand aan die ploeg. Werk nou vir my. Moenie omkyk nie. Want as jy omkyk, is jy nie geskik vir my nie. Jy sien, nou hoor ek God se stem. Hy praat met my persoonlik oor dinge in my lewe. Dit is nou nie net woorde hierso wat ek lees in die Bybel nie. Dis God wat met my praat. Die hele skrif is deur God se Heilige Gees ingegee, staan daar. Geliefdes, hoe weet ek dat ek vervul is met die Heilige Gees? Hoe weet jy of hierdie plant ingeënt is? Want laat hy vrug dra, dan sal ons sien, wat is hy? As jy wil weet of jy vervul is met die Heilige Gees, dan gaan jy dit sien. Mense gaan dit sien. Want nou gaan die persoonseienskappe van Jesus, vrede, liefde, blydskap, omgee, selfbeheersing, geduld, hierdie vrug gaan nou in jou lewe verskyn. Nou gaan jy agterkom dat die persoonlikheidseienskappe van Jesus
word nou in jou lewe vrugte wat voortkom. Hier kom nou nuwe goed in jou lewe. Ek was my lewe so ongeduldig, maar nou die Gees my kom help. Ek het vroeër nie my meer kon bedwing nie. Nou die Gees my die vrug van selfbeheersing gegee. Ek het net vir myself gelewe, nou die Gees vir my liefde gegee. Nou lyk en leef ek soos Jesus. En nou gaan die Gees my oortuig van sonde. Ek het vroeër nie, dit my nie baie geplan nie, maar nou, dat die Gees die beheer het, nou begin hy my bewus maak van dinge wat verkeerd is. Ja, vir jou mag dit nie verkeerd wees hoe hier om so te drink, of so te eet, of so te doen, maar vir my het die Gees kom oortuig. En daarom gehoors ek hom. Hy het nie vir my, hy het nie vir jou gesê om ook na daai persoon toe te gaan en dit te sê, maar hy het vir my gesê. Hy het vir my gesê om te gaan regmaak wat verkeerd is. Dis nie waar, as hy net vir jou gesê het, hoef jy nie te gaan nie. Jy sien, die Gees kom oortuig van sonde, van wat is reg en wat is verkeerd. Wat is hierdie vrugte? Ek het hulle net nou aangehaal. As die Gees jou lewe vervul, wat gaan sigbaar word? Lees dit hier op die skrif, agter die muur. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde. Hierdie liefde is 'n onselfsugtige liefde, dit is 'n omgee vir ander. Dit is nie meer net vir my selfsugtig, vir myself nie. Geen nie om vir my nie, het gaan oor jou. Wat kan ek vir jou doen om jou te help en gelukkig te maak? Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid. Ek is nie meer so vol van myself nie. En selfbeheersing. So moenie vir my kom sê, jy het hierdie snaakse goed gemaak en onder die banke geseil en op die stoele gespring en geskree en soos 'n hond geblaf nie. Ek wil sien wat 'n vrug is daar in jou lewe. Ek wil nie hoor wat se snaakse goed jy aangevang het nie, want miskien is dit uit jou ou natuur. Jou ou natuur kan ons baie dinge namaak. Jou ou natuur het vir Paulus die Christene laat vang. Maar as ek die liefde van Jesus in jou sien, sy vriendelikheid, sy vrede, sy blydskap, sy nederigheid, sy selfbeheersing, dan weet ek die Gees is in jou. Daarom kan jy amper sê, ek wil jou man vra, ek wil jou vrou vra, is hy vervul met die Gees? Is sy vervul? Kan jy dit sien? As dit nie sigbaar word nie, 'n boom word aan sy vrugte geken, het Jesus gesê. Geliefdes, die eintlike rede waarom ons sien in die skrif die Heilige Gees gekom het, is nie om snaakse goed te doen nie. Die Heilige Gees het gekom dat mense tot bekering kan kom, dat hulle gered kan word. Om die taak en die doel en die roeping wat God met hierdie kerk en met mense en Christene het, te help vervul. Dis waarom die Gees gekom het. Julle moet bly in Jerusalem. Want as die Heilige Gees kom, sal julle krag ontvang uit die hoogte, en die Heilige Gees sal julle toerus en julle my getuies maak. En dit was presies so. Handelinge 1 vers 8. Hulle daar in Jerusalem gewag, hulle het nie die moed gehad om te praat oor Jesus nie, maar toe die Heilige Gees hulle vervul, toe stap hulle uit. Toe help die Gees hulle om 'n nuwe lewe te lewe. Toe kon hulle die opdrag uitvoer. Ja, Jesus, hulle het die opdrag gehad daar in die bovertrek. Hulle het geweet, Jesus het toe hy hemel toe gegaan gesê, gaan nou na die mense, na die nasies, en gaan na almal en vertel vir hulle hierdie blye boodskap van vergifnis van sonde. Dis julle taak, dis julle roeping. Maar wag net eers tot die Heilige Gees gekom het. En vir 10 dae bid hulle saam tot nou Pinkster toe. En toe Pinkster kom, en die Heilige Gees uitgestort word, en die derde persoon van die goddelike drie-eenheid beheer van hulle lewe neem, toe voer hulle die opdrag uit. En hulle is so oortuig en bereid om te sterf vir hulle geloof. Jy sien, dis hoekom ek begin het. En gister, voor ek praat oor die bovertrek en die uitstort van die Heilige Gees, het ek gepraat oor ons roeping. Wat 'n opdrag het ons van die Here? Wat is die taak wat die Here vir jou gegee het? Dis die doel van 'n fontein. Nie om verstop te wees nie, maar om oor te loop na ander. Dis hoekom die gawes van die Gees gekom het. Oor die gawes van die Gees weet ons bitter min.
nooit 'n preek daaroor gehoor nie. Ek het net gehoor, pas op, jy nie snaaks raak en in tale praat nie. Wat sê die Bybel oor tale? Nee, ek weet nie. Ek weet net mense pas op daarvoor. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê is een van die gawes. Dis iets wat God vir jou wil gee om jou te help in jou gebedslewe. Dis iets wat hy jou wil help mee om in jou geestelik te groei. Ons leef in onkunde. En ons luister na ander stemme wat dwaling is. Wat sê die Bybel oor die gawes? Wel, ek weet net dat Petrus, hy was vir 3 jaar in Jesus se teologiese opleiding. Teorie en praktyk. Na 3 jaar kon hy nie getuig nie. Nee, ek is nie deel van daai volgelinge van Jesus nie, sê hy vir die diensmeisie. En dan vir die deurwagter sê, nee, en hy vloek sommer om vir hulle te verduidelik, hy is nou nie een van hierdie volgelinge van Jesus nie. Toe die 3de maal dit doen, toe kraai die haan, en toe kom hy tot besinning, toe besef hy, maar ek het Jesus 3 maal verloon. Ek het gesê, ek sal nooit dit doen nie. Ek sal sy getuie wees, en ek sal 'n voorbeeld vir ander wees. En ek kon nie. En op Pinksterdag staan hierdie selfe man op, vol van die Heilige Gees en sy krag en autoriteit preek Petrus, 3000 mense kom tot bekering. Hier is iets anders. Dis nie meer die ou Petrus nie. Die ou Jan, die ou Susan, die ou Rita, die ou Gert, die ou dit, die ou dat. Was 'n nuwe ene. Die Gees het my kom nuut maak. Wat is hierdie gawes van die Gees? Jy moet in die boek gaan lees. Ek het 4 minute om dit te verduidelik. Maar daar is 'n hoofstuk oor elkeen van hierdie gawes in daai dik boek oor wanneer die Heilige Gees werk. Ek gaan vinnig met jou dit deurgaan. Onthou net, 'n gawe is nie 'n natuurlike talent nie. O nee, ek kan mooi sing of ek kan mooi dit. Nee, dit is nie dit nie. Dis hoe God jou geskape het en hoe hy jou dalk wil gebruik. Maar nie dan vir jou nie, maar sy Gees wat oorneem. 'n Gawe is iets waarin die Gees vir my iets kom gee, nie vir myself nie, maar wat ek vir jou moet gee. So, ek is God se posbode. Dis iets bonatuurliks, dis nie uit myself nie. Dis nie 'n talent waarmee ek gebore is nie. Dis die pakkie wat ek kry van DHL wat ek net kom aflewer, ek is niks. Dit kom van iemand wat weet wat jy nodig het. En hy kom gee vir my die pakkie, of dit nou 'n antwoord is, 'n oplossing vir 'n probleem, genesing is, of dit een of ander uitkoms en wonderwerk is, en of dit 'n woord van kennis of wysheid of wat is, ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie wat's in die pakkie nie, maar kom gee dit vir jou. Dis al wat, dis die gawes. Dis wat God wil doen. Kan jy sien hoe wonderlik is om 'n getuie vir die Here te wees? Sy Gees gaan vir jou kom toerus. Jesus het sê, moenie bekommerd wees in daai oomblikke wat jy gaan sê nie, want die Heilige Gees sal vir julle dit gee. Kan jy sien hoekom ons die Gees nodig het? Want ons kan nie getuig sonder die Gees nie. Maar hoekom wil ons die Gees eintlik nie hê nie? Ons het hom nie nodig nie, want ons wil nie getuig nie. Jy ernstig wil getuig, want jy het die Gees nodig. En hy is hier. Hy wil jou kom toerus. Dis waarom God gekom het. Dis waarom hy sy Gees gestuur het toe hy weg is. Nou gaan hy jou help, sodat jy kan getuig. Weet jy wat staan in 1 Korinte 12 vers 1? Daar staan, ek skryf hierdie dinge, en dan skryf hy die hele 2-3 hoofstukke daarna. Hy sê, ek skryf hierdie dinge vir julle, dat julle nie onkundig moet wees oor die gawes van die Gees nie. En dan noem hy die gawes van die Gees. En ek kan vir jou sê, ek het groot geword en opgegroei, en nie een van die gawes geken nie. Ek het net gehoor, pas op vir spreek in tale. Dis al wat ek geweet het, daar is so iets. Maar ek het geweet wat sê die Bybel nie. Ek was onkundig, terwyl die Bybel in 1 Korinte 12 vers 1 sê, moenie onkundig wees nie, koop daai boek nie vir enige ander rede nie, dat jy ophou onkundig is oor die Heilige Gees. As jy daai gawes, daai 9 gawes van kyk, daar's 9 vrug van die Gees, en dan is daar die 9 gawes van die Gees.
En jy kan hulle in 3 groepe indeel. Daar's 3 van hulle wat die Gees jou iets kom gee wat jy nie geweet het nie, wat hy vir jou gee, dat jy dit kan weet. Daar's 3 van daai gawes wat vir jou iets gee wat jy weet nie wat om te sê nie, maar hy kom gee vir jou wat jy moet sê. En daar's 3 gawes wat hy vir jou kom iets gee om te doen, wat jy uit jouself nie kan doen nie. Kom ek noem hulle vinnig vir jou. 'n Woord van kennis. Dis nie iets wat jy leer nie. Dis nie iets wat jy gehoor het nie. Iets soos Jesus daar by daai vrou by die put staan, hy ken haar van geen kant nie. En hy kry die gawe van 'n woord van kennis. En hy sê, gaan roep jou man, want 5 het jy gehad, en een wat jy nou het is nie joune nie. God gee vir jou insig. Een aand op hy gesê, waar moet ek gaan, Here? Want al 4 huisbesoeke in die woonstelle daar in die Middelstad was toe. En dan kom in my gedagtes 'n woord van kennis, soos wat hy vir Ananias 'n woord van kennis gegee het, gesê het, reguitstraat, huis van Petrus. En hy kom by Paulus uit. Arcadia 6:1 of 2:1-6. Gaan na Arcadia Saints woonstel toe, klop aan die deur, en mense maak oop. Hy sê, dominee, wie het jou gestuur? Ons het vanaand gesê, as daar 'n Here is, moet hy vir ons kom help. Ek sê, die Here het geweet van julle. Ek het nie geweet nie. 'n Woord van kennis. Woord van wysheid. Situasie waar Jesus met daai vrou wat hulle betrap het in egbreek, sy skuldig. Die Deuteronomium 32 sê, so 'n vrou moet gestenig word, want onsedelikheid moet onder die volk van die Here uitgeroei word. Jy dink hulle 'n vrou stenig, daai manne sal nie weer aan 'n vrou vat nie. Wat nog van verkrachting gepraat, want jy sterf onmiddellik. En die vrou ook. Hulle het haar betrap, nou bring hulle na Jesus, sê, wat het ons met hierdie vrou maak, ons daar betrap in egbreek? Jesus kry 'n woord van wysheid, deur die Gees, die gawe van wysheid. En hy sê, stenig haar. Sy verdien die dood. Deuteronomium 32 sê, as 'n vrou dit gedoen het, moet sy gestenig word. Maar, laat die een wat nie sonde het nie, die eerste klip gooi. En hierdie een besef, ek het my vader en moeder nie geëer nie, ek het 'n leuen vertel, ek het kwaad geword, ek het iets verkeerd gedoen. Elkeen laat val sy klip en hulle is weg. Net Jesus staan by haar. Hy kon haar veroordeel. Wat doen hy? Nee, ek gaan vir jou aan die kruis sterf. Ek gaan jou sonde op my neem. Gaan heen en sondig. Hy praat nie goed nie. Gaan heen en sondig nie weer nie. Jou sondes is jou vergewe. Jy sien, dit gaan, soos by daai vrou by die put, dit gaan oor haar redding. By hierdie vrou, ja, jy kan haar doodgooi met klippe, maar waar gaan sy heen? Dit gaan oor haar redding. Gawe van die Gees van God, openbaar aan Jesus in daai oomblikke, dat as hy haar sou laat stenig, soos wat die wet sê, en dan haar doodgooi met klippe, dan gaan klaar hom by die Romeinse regering aan, sê hierdie man het moord gepleeg. Jesus het haar laat doodmaak. Doen hy dit nie, gaan klaar hom aan by die Joodse raad. Sê hierdie man moet julle doodmaak, want hy verontagsaam die voorskrifte van Moses in Deuteronomium 32. En Jesus sit tussen hierdie twee. Hoe kom ek hier uit? Woord van wysheid. Hierdie ding ontknoop. Bonatuurlike wysheid. Kan jy baie voorbeelde noem, jy sal in jou eie lewe ook begin ervaar. Gawe van onderskeiding. Jesus draai om na Petrus toe. En hy sê, Petrus, jy keer my nou om hierdie lydenspad te loop en sê, ek moenie. Gaan weg agter my, Satan. Jesus onderskei dat Petrus, sy goeie vriend, die duiwel nou deur hom praat. Hoe gaan ek onderskei of hierdie ding van God of hierdie ding van die duiwel is? Die Gees gaan vir jou die gawe van bonatuurlike onderskeiding gee, want jy het dit nodig, want die duiwel vermom hom soos 'n engel van die lig. Jy gaan hom nie herken het, sommer met jou aardse verstand insig nie. Gawe van profesie, wat sê 1 Korinte 4:14-3? Hy sê, iemand wat profeteer, spreek 'n woord wat iemand opbou geestelik, hom bemoedig geestelik, hom vermaan geestelik,
wat vir hom help in sy geestelike lewe. Dis 'n profetiese woord. Dis nie snaakse woord. Dis nie voorspellings. Het gaan oor 'n profetiese woord wat jou geestelik gaan help. Ek sit in worstel met hierdie probleem. Iemand bring 'n profetiese woord. Miskien moet ons dit vanaand doen en vir die Here vra, gee ons profetiese woorde vir mekaar. Wat wil God vir my sê? Hy gee vir my 'n woord vir jou. Ek weet nie waar dit inpas nie, maar dis wat in my hart opgekom het. Spreek in tale, wat sê die Bybel daarvan? 1 Korinte 14 vers 2 sê, dit is, spreek in tale is iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, dis nie verstaanbare taal nie, maar jy praat met God, en jy praat en niemand verstaan jou nie, want jy praat 'n engeltaal, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Jy weet nie om te bid nie, maar die Gees kom tree vir jou in en hy bid deur jou, en hy bid direk tot die Vader se hart. Wat 'n wonderlike gawe is dit nie? Wat sê die Bybel oor spreek in tale? Hy praat ook van die uitleg van tale. 1 Korinte 14 vers 13 tot 14 sê, daarom moet hy wat ongewone tale of klanke gebruik. As hy dit nie in sy binnekamer doen nie, en hy doen dit waar ander mense by is, dan moet hy bid dat die gawe, om dit te kan uitlê, om te kan sê, wat het die Here nou gesê? En die Here dan vir jou dit kom openbaar, of vir iemand anders kom openbaar, want as ek ongewone tale of klanke gebruik, wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarbey betrokke nie. Dis spreek in tale. En daarom kan ek weet, die uitleg van hierdie taal, gaan die Gees vir my kom gee. En hy gaan vir iemand kom gee, dis wat die Here nou gesê het. Want hierdie taal, hierdie engeltaal, niemand verstaan dit nie, is nie uit my verstand nie, dis die Gees wat deur my bid in woorde en klanke sê. Wat is die gawe van geloof? Dis die derde ene in hierdie groep. Paulus is op die skip. Hulle is in 'n krisis, die skip is besig om te sink. Handelinge 27 sê, daarom, sê Paulus, hou moed, manne, ek vertrou op God, dat alles net so sal gebeur, soos hy vir my gesê het. Daai aand het die Here vir Paulus gesê, hy het vir hom, dat hy 'n wonder gaan doen. En nou moet julle glo, julle gaan nie inspring en julle gaan nie probeer die reddingsbootjies, julle gaan niks nie, julle gaan die Here vertrou, hou vas aan hierdie woord wat God vir my gesê het, hy gaan julle red. Niemand gaan verdrink nie. Dit is presies so gebeur. 'n Wonderwerk. Al die wonderwerk tekens is waar God iets sê en waar hy dit kom doen. 'n Bonatuurlike ding wat jy nie kan verklaar met jou verstand nie. Selfs dan met die gawe van genesing. Gaan lees bietjie Jakobus 5. Dit was deel van 'n gemeente se funksionering om vir die siekes te bid. Daar's voorskrifte wat sê, as iemand siek is, vra die geestelike leiers, die ouderlinge in die gemeente, vra hulle om te kom en om met olie te salf en te bid vir hom en God sal hom genees. As God sê hy sal dit doen, dan moet jy weet, hy gaan die gawe van geloof gee, soos vir Paulus die geloof gegee, die gawe van geloof, om te weet, God gaan dit doen, hulle gaan nie een verdrink nie. En as die Here vir jou sê, bid, en ek gaan hom aanraak, dan glo ek dit, en ek salf hom, as symbool van die Gees se werking. En die Here sê, hy sal hom genees, en hy moet sy sondes bely, en hy moet, as hy iemand teen iets hou, moet hy dit vryspreek en vergewe. Gaan kyk daar, is 'n duidelike voorskrif, oor hoe die kerk vir gelowiges ook moet bystaan met die gawe van genesing. Gaan nie almal genees het, maar gaan lees, daar's 'n hele hoofstuk daaroor, daar's baie vrae wat hieroor kan kom, maar die belangrike is, dat God kan in ons daar bonatuurlik genees. Hy kan deur medisyne, hy kan deur mediese, hy kan deur hulpmiddels, dis ook in die Bybel. Gaan kyk, daar's tekste daaroor. Maar hy kan ook bonatuurlik deur die werking van sy Gees en die gawe van genesing werk. Goed, geliefdes, ek is aan die einde van hierdie boodskap. My vraag is daar iets spesifiek wat jy van die Heilige Gees wil vra, om in en deur jou te doen? Ek wil dit opsom deur vir jou 3 sketse te wys. Dis die eerste moontlikheid, dat iemand die Here Jesus hoor klop aan sy hart se deur.
maar hy's buite. Hy het nog nie ingekom nie. Daarom is die ou natuur dra die kroon. Ek is in beheer van my lewe. Ek maak soos wat ek wil. Ek gee nie om vir sonde nie. Ek leef in die wêreld. Ek maak soos wat ek wil. Ek dra die kroon. En daarom is hierdie kolle in my lewe, my huwelik, my gesin, my geldsaake, my binnekamer, my seksuele lewe, elke faset van my kerklewe, alles ek maak soos wat ek wil. Moenie vir my kom voorskryf nie. Dis iemand wat nog nie gered is nie, wat in die oordeel sal kom vir sy sonde. Maar is moontlik, en dis nou die volgende lesing waaroor ek gaan praat. Dis moontlik dat Jesus in jou lewe ingekom het, dat hy in jou hart is. Maar as jy na die kolletjies kyk en sien jy, hulle lyk presies dieselfde as die vorige ene. Kolletjies is deur mekaar, my lewe se belange is deur mekaar binne my sirkel van my lewe. So dit lyk maar dieselfde. Want ek is weer in beheer. Ek kan die gees een kant druk. Ek kan die gees ongehoorsaam wees. En ek kan as Christen weer maak soos ek wil en die gees ignoreer. Ek dra weer die kroon. Daarom lyk my lewe net soos die wêreld. Maar dis geesvervulling. Jy sien hierdie mannetjie is nou klein. Ek leef nie meer nie. Ek het gekies teen my ou natuur. Ek het gesterf vir myself. Die gees het nou oorgeneem. Hy beheer my lewe. Die kruis is in die sentrum van my lewe. Jesus is in die sentrum. Die Heilige Gees is in die beheer. Hy dra die kroon. Ek buig voor hom. Ek doen wat hy sê. Hy is in beheer. En nou begin hierdie kolletjies. Nou begin hy vir my sê, hoor jy, jou huweliks, jy's baie selfsugtig. Kom erken jy nie jou foute nie. Kom maak jy nie reg. Begin die Gees my huwelik herstel. Gaan maak reg, gaan sê jy's jammer. Die Gees begin my verhouding met my kinders verander. Praat met hulle oor Jesus. Jy begin nou 'n nuwe verhouding kom. Gaan alleen met jou kind. Doen tyd, spandeer tyd met jou kind. Die Gees begin jou kind se verhouding vernuwe. Hy begin jou geldsaake uitsorteer. En die Here sê, eer my met jou geld en verwag, I'm your provider. Die Here begin jou ontspanning en jou sport en jou aspek, jou versorging van jou liggaam, elke aspek van jou lewe begin hy nou uitsorteer. Jou godsdienst begin hy uitsorteer. Hy is in beheer. Dis geesvervulling. Kan jy sien wat is geesvervulling nie? Kan jy sien wat is geesvervulling regtig? If he's not Lord of all, he is not Lord at all. Ek het die Gees gevra om my lewe te beheer. Ek buig voor hom. Hy kan met my maak wat hy wil. Dis my woord wat ek glo die Here vir jou het. Wat maak jy daarmee? Ek sal in die volgende lesing sal ek jou my storie vertel. Oor hoe ek ontdek het wat geesvervulling is. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons oë kom oopmaak deur U Heilige Gees om die woord te verstaan. Dankie dat ons meer kon leer oor U, o Heilige Gees. En dat ek nou vir U kan sê, Gees van God, ek is nie meer bang vir U nie. Ek het U lief. Ek wil hê U moet my lewe beheer. Ek wil hê U moet my lewe verander. Ek wil nie meer onkundig wees oor U nie. Ek wil 'n verhouding met U hê. Ek wil persoonlik met U saam leef en praat en ek wil hê U moet my helper wees. Moenie my los totdat ek vir U die volle beheer van my lewe gegee het nie. Kom ontmoet ons in hierdie oomblikke. Kom gee vir ons duidelikheid. Kom gee vir ons U vrede. Kom help ons om ook in die volgende sessie onder U volle beheer te kom en vervul te word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.